die meeste van ons is eiendom, Pieter, die grootste belegging wat ons ooit sal kan maak. Maar as jy vir die eerste keer huis koop, moet 'n mens seker maak dat jy jou storie ken. Ons koop vandag huis met Tuis. Tuis baie welkom. Het klink so goed. Ag, weet jy, collega's, lekker om hier te wees. Dankie vir die uitnodiging. Dit is my altyd 'n voorreg. Ek gaan met die deur in jou huis val. En vir jou vra, waar begin 'n mens wanneer 'n mens vir die eerste keer eiendom wil koop? Wat is die belangrikste? Ek dink area. Area gebonde en goeders en ons sê baie keer vir mense, veral as jy eerste keer 'n koper is, wees dit in jou area waar jy wil koop, spesifiek en jy is nog byvoorbeeld 'n jong persoon, gaan kyk na skole wat omliggend is. Jy dalk laerskoolkinders, gaan kyk wat is die naaste hoërskool daarna, want die aard van die saak is huiskoop is langtermynbeplanning. En dan natuurlik jy weet waar is jou naaste kerk en jou borrelstoer en jou supermark. Ek dink daai goeders, alles speel 'n groot rol vir jou. En gaan kyk natuurlik die omliggende areas. Jy weet, is daar ontwikkeling wat plaas gaan vind in die toekoms? So en hoe gesogd is jou area alreeds sodat jy kan langtermynbeplanning insit om jy seker te maak jy kry altyd ten minste inflasie groei op jou eiendom in jou area, omdat dit 'n langtermyn wat so 'n tipe van produk is. En dan weer eens, moenie oorkoop vir wat jy eintlik kwalifiseer voor nie. So jy gaan altyd daai ding kry, ja, ek kwalifiseer vir X bedrag, maar as mense geneig om daarvoor te wil gaan koop. Waar ou eerder moet sê, ja, maar gaan eerder so 20% laer in as wat jy basies voor kwalifiseer, sodat jy wel ook rentekoersverhogings en allerlei ander dinge ook in ag kan neem. Dit het al gebeur met mense wat 'n bietjie vasbrand, jy weet. Ja. Ek meen oral hoor 'n ou en dan sê iemand nee, die huis is nou weer in die mark. Dan sê ek maar hoekom? Sê hulle nie dat hulle net weer 'n kontant vloei het om kan na vorentoe te kom, as eerder bereid om te huur en te dit. Ek meen as 'n ou kyk na die pandemie en al daai goeters, as die ou se besigheid dalk as hy vir homself 'n besigheid gehad en dit nie goed gegaan daar nie, dan is die huis die eerste wat ook maar ongelukkig in die slag bly. Ja, kyk ja, dit is 'n feit dat eiendom oor die algemeen, veral binne Gauteng en in die Weskaap waar maar die meeste van die huise verkoop word, op 'n jaarlikse basis, die groei die laaste 5 jaar was onder inflasie gewees. So dit beteken ewe skielik is dit 'n kopersmark. So, want as jy gaan kyk statistieke gewys, jy weet in die Weskaap het gewys, die meeste van die mense op 'n average, op 'n basis, jy weet die huise genoteer of gelys vir wat so 2,5 miljoen en in Gauteng vir ongeveer 1,5 miljoen, maar vir pryse wat gekry was ongeveer 1,7 in die Kaap en 1,3 basis, jy weet in Gauteng. So dit is 'n absolute kopersmark nou vir potensiële kopers daar buite, maar weer eens is dit nie daai ding van okay, as dit 'n kopersmark is, is dit nie noodwendig altyd 'n goeie koop net omdat koop is nie. En nou moet baie keer daarvoor ook gaan kyk. En dan is daai ding van semigrasie. Ek wil elke tweede ou wat 'n Weskaapse kant wil beweeg, dit stoot ook weer eiendomspryse heeltemal baie bo waarde wat dit eintlik veronderstel is om te verhandel tot semigrasie verby is. Wat dan? Jy weet dan moet daai ook weer stabiliseer. What are some of the challenges that people who are buying homes or property for the first time are facing? Ek dink die algemene probleem wat jy daar buite gaan kry is ouderdomsfaktor. So met ander woorde nou het jy dalk 'n nuwe getroude paartjie wat dalk dan net getroud geraak het of wat ook al geval mag wees. En die eerste ding wat 'n mens wil doen is om gesamentlike eiendom te gaan koop. En dan baie keer en dan sou sê ja, maar dan het ek klaar dalk afhanklik te klein gekoop want nou het ek 'n gesin ook wat moet uitbrei. So my eerste 2-3 jaar van 'n nuwe verband moet ek amper weer my huis gaan verkoop om 'n groter eiendom te gaan koop. So baie kere sê ons ook daarso vir ouens hier eers. Daar's niks fout met hier nie. Okay, so met ander woorde gaan hier eers kry eers jouself in 'n ding in. En natuurlik is hier baie keer goedkoper ook as 'n verband en jy bly in dieselfde eiendom tot die waarde van die verband. So dan kan jy altyd daai gedeelte wat jy sou betaal het op die verband gaan belê, dit betaal weer dalk oor 5 jaar deposito en oordragskoste. Wel, terwyl jy na die huuropsie verwys, ek dink daar bestaan baie wanpersepsies in die verband. Ja. So is dit die grootste wanpersepsie of dink jy daar's iets anders wat jy sou kon uitsonder? Weerens ek dink dit kom maar by die ouderdomsfaktor uit. So met ander woorde as 'n mens byvoorbeeld kom ons sê 'n persoon kry wat van 55 en ouer is. Hy basies weet hy beweeg na aftrede toe, sy kinders gaan universiteit toe. Nou bly hy in 'n 4-5 slaapkamer huis en dit is net jy en ma wat daar bly. So met ander woorde dan sal hy baie keer sê ek kan een van 2 opsies. Ek gaan die huis uitverhuur en ek gaan in 'n aftreeoord gaan bly of ek kan die huis verkoop en ek kan basies weet vir my aftreehuis gaan koop. Jy weet waar ek dan wil bly, kleiner of wat ook al die geval mag wees. Maar die persepsie wat gebeur is baie keer nou wil ek 'n eiendom gaan verhuur, maar wie's my huurder wat by my gaan huur? Hoe gaan
gaan ek kyk na my eiendom? Gaan ek dan nou kyk, jy weet, my waarde van my eiendom, gaan ek nooit krap hier byvoorbeeld op 10% per jaar nie. Ek gaan dalk so tussen 4,5 tot 5% per jaar maak, maar alles wat ek moet insit, my kostes nog steeds by erfbelasting, waarvoor ek verantwoordelikheid is moet aanvaar as die eienaar, kan baie kere daai eiendom selfs tot 'n 2% inkomste vat, selfs tot 'n negatief. So ek moet baie kere daarna ook gaan kyk, jy weet, wat se tipe eiendom jy wil gaan huur en wat ook al die geval mag wees, want jy kry 'n goeie huurder en jy kry 'n patetiese huurder. ja. En ek dink daai twee onderskeid is ook 'n groot verskil. En ook wanneer dit kom by huis koop, jy weet, is dit ook maar 'n persoonlike ding sonder om te dink aan die geld en die goeders. 'n Huis moet met jou praat. Jy moet ook nie net koop omdat jy nou voel hierdie is nou in ons budget of dit nie, want dan is jy ongelukkig ook in jou huis. Tesame met die finansies en die dinge wat jy moet uitvirk. Nee, verseker Pieter, jy het nou onlangs weer gekoop, nou natuurlik mos sommer van Amerika af gekom. Hoe jy dit ervaar die mark? Dit is nogal 'n traumatiese storie, want onthou jy is nou gewoond aan wat jy gehad het. Jy het vir 20 jaar of whatever in die huis gebly, het ons die voorreg gehad en dan is jy gewoond aan sekere spasies of dit of dat. So ek dink dit was 'n huissoektog van maklik naby die 40 eiendomme voordat jy uiteindelik een gekry het wat jy voel. Het julle na 40 plekke gaan kyk? Ek het na 41 gekyk en my vrou na 3. Nee. Andersom. Nee, sy het behoorlik. Ek dink ek het 3 of 4 eiendomme, 5 eiendomme dalk die meeste gaan sien. Maar sy het regtig 'n goeie 30 na 35 eiendomme gaan bekyk. So dit is wat hy sê eintlik, daai navorsing wat mense doen moet regtig deeglik wees en jy's ook oor areas en al. 'n persoonlike besluit. Maar wat is van die oplossings wat daar beskikbaar is vir mense wat dalk sukkel om hulle eerste eiendom te koop? Ek dink wat baie belangrik is om die regte huisagent te kan kry. Laat jy sit met jou huisagent, dat jy mooi van vertel, hierdie is my begroting, hierdie is waarna ek soek en dan kry jy baie ouens wat baie byvoorbeeld jou nie noodwendig 40 eiendomme gaan wys nie. Jy weet, so hy gaan jou dadelik aanpas by jou en hy gaan vir jou sê luister, ek het vir die perfekte 5 eiendomme. En dan kan jy byvoorbeeld van daar af begin. Jy moet ek dink dit begin by die regte huisagentskap. Daar's soveel faktore wat in ag geneem moet word en ek dink daarom bly dit ook belangrik om 'n kundige te gaan raadpleeg in die proses en werklik deur alles te gesels, want ek het al van so baie mense gehoor wat net sê ek was ook nie ingelig rakende al die faktore wat 'n mens in ag moet neem nie. So Maar dis ook maar lekker skelm, nee, ekskuus ek val in. Ja. Dan vat jy na daai enetjie toe wat jy weet nie kan bekostig nie. As jy daar instap is dit nee, ek wou net gevoel kry van julle. En as jy die volgende huis sien, daarmee jy. Thys, baie dankie. Dankie julle. Onthou, jy kan ons op sosiale media volg by Goeiemôre Good Morning en jy is ook baie welkom om te adverteer hier by Goeiemôre Good Morning. Al wat jy hoef te doen is om 'n e-pos te stuur na sales@creatorsway.co.za. Daar lê nog 'n propvol program voor, so bly ingeskakel daarvoor net hierna.